Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag, dis die 24ste Junie en ons is by Koffiekuier 950 vanoggend. Ek wil weer met jou gesels vanuit Lukas 8, daar vers 26 tot 39, die gedeelte waarby ons ook Sondag in ons eredienste stilgestaan het. En die van julle wat hier in Kleinmond en Kogelberg omgewing en gemeente is, sal weet, ek was op Hangklip by die Betty's Baai kerk gepreek en Dr. Louis Fourie het hier in die Kleinmond kerkgebou gepreek, wat dan ook uitgesaai is vir die van julle wat op ander plekke bly. Nou, is wat ek en Louis altyd gesê het, ons het so dieselfde lyne gevolg met die prediking en die temas en die manier van die erediens eintlik inklee. Soos wat ons gesê het Sondag, is hierdie verhaal maak dat mense reageer. As jy in die verhaal kyk, het Louis vir ons gesê, dan is daar die reaksie van die demone op Jesus Christus. Daar is die reaksie van die man wat genees is op Jesus Christus. En daar is die reaksie van die dorpse inwoners op dit wat Jesus gedoen het. En vanoggend wil ek vir jou vra, moet ons eintlik so 'n vierde reaksie bysit, om ook te vra, hoe reageer ek en jy op die woord van die Here, soos wat ons dit hier in Lukas 8 dan ook kry. En as ons dan nou so 'n bietjie terugblaai na dit wat ons Sondag gedeel het met mekaar, dan sê ons vir mekaar mos, wanneer jy hierdie verhaal lees, wanneer jy gekonfronteer word met hierdie gebeure, dan is daar as ware 4 ten minste, daar kan ook selfs meer wees, maar 4 karaktereienskappe, 4 goed wat uitstaan van Jesus, waaraan ons moet aandag gee. En dit bepaal op 'n manier ook my en jou reaksie teenoor die Here Jesus. Die eerste ding wat ons met mekaar gedeel het Sondag is om te sê, wanneer jy die gedeelte deurlees, dan besef jy, Christus het die Satan, die bose, reeds oorwin. En daarom is ons veilig by hom. Maak nie saak hoe jy dalk voel, die duiwels is los in jou lewe, en wat so goed verkeerd en skeef geloop het nie. Christus het oorwin. En ek en jy kan veilig wees by hom. Dis die eerste belangrike ding wat ons moet onthou, karaktereienskap van Christus wat ons raak sien, hy is die oorwinnaar. Die tweede ding wat vir my opgeval het uit hierdie teksgedeelte, is die feit dat Lukas vir ons sê, Jesus engage met mense met name. Dis nie maar net gevalle, dis nie maar net mense wat op sy pad kom en dan wil hulle so gou as moontlik uit die pad uit kry en weghelp nie. Hy stel belang in wie die persoon is. Hy vra, wat is jou naam? En vriende, ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit 'n ongelooflike stuk troos om te weet, Heinrich Karstens is vir God belangrik. Nie maar net nog iemand nie, maar by my naam wat hy my geroep het. Onthou die tekste uit Jesaja het ook wat sê, ek wil uit op by hom naam geroep. Ons naam is in sy handpalm gegraveer. So, hierdie verhaal in Lukas 8 vertel vir my opnuut weer, dis ook waar van my, dat God so in my, met my naam, met my besonderige omstandighede, dat hy belangstel. Die derde eienskap wat ons hier van Jesus raak sien in hierdie gedeelte, is dat ons sien, hy wil mense genees, hy wil mense heel maak. Hy breek hulle nie af nie. Hy kom nie by die man en sê, maar hoekom het jy nou met die demone gaan sukkel, hoekom jy nou dit en dat gedoen nie? Hy kom en hy genees hom, hy herstel hom in sy oorspronklike menswaardige posisie voor God. En vir my en jou geld dit ook. Die Here wil ons nie bykom en dit skuldig voor hulle klomp goed wat verkeerd geloop het of wat ons verkeerd gedoen het nie. Hy kom en hy sê, kom ek maak jou heel, kom ek genees jou. Dis my begeerte vir jou. En dan die vierde eienskap waar ons Sondag gepraat het, is om te sê, God dring hom nie op aan mense nie. Hy kom nie en hy skop 'n deur af en sê, maar ek sal met jou praat nie. Hy is daar, hy stel belang, hy wil ons genees, maar dan los hy ons om te hoor na die getuienis van ander wat hierdie pad geloop het. Hy gebruik mense soos ek en jy om oor hom te gaan getuig oor wat God vir my en jou gedoen het. Nou, as ons nou dink aan die 3 reaksies van die mense, die groepe mense, die demone, die man en die dorpse inwoners hier in Lukas, en ons sê vir onsself, goed, wat is my reaksie daarop? Dan wil ek vanmôre vra, vriende, as jy hierdie 4 goed, kom ons sê maar weer, karaktereienskappe van Jesus Christus in gedagte hou, hoe reageer ek en jy daarop? Ek dink ons sou op 'n paar maniere kon reageer. Ons sou vir mekaar kon sê, weet jy, is 'n baie interessante verhaal, en so klompie interessante goed, daar's goed waaroor ons wonder en nie seker is nie, presies, is dit nou by Gadara of by Gerasa gewees, of soos Louis gesê het nog by, maar wat sê dit vir jou?
Wat sê dit vir my en vir jou in terme van ons verhouding met die lewende God, hier in koninkrykstyd? En ek het nogal baie vriende Sondagmiddag en aand en Maandag ook hieroor nagedink. En ek moet eerlik vir jou sê, die een belangrike ding wat ek uit hierdie woord van die Here uithaal vir myself op hierdie stadium van my lewe, is om doodeenvoudig toe te laat dat Jesus koning is in my lewe. Om doodeenvoudig my lewe in lyn te bring met wat die woord vir ons leer sy wil is, sover as wat van my afhanklik is en vir my menslik moontlik is, en om dan op daai punt te kom om oor te gee en te sê, Here, ek is in U hande veilig. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek hoef nie wakker te lê in die nag oor 'n klomp goed nie. My lewe is in U hande veilig. En al wat ek hoef te doen is om te getuig oor U grootheid en die goedheid. Dink 'n bietjie daaroor na vandag. Wat sou jy sê? Wat sou jy ervaar, beleef na aanleiding van hierdie teks in Lukas 8, waar Lukas vir ons vertel van die genesing van hierdie man wat met duiwels besete was? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U die een is wat die bose oorwin het. Dankie Here Jesus dat ek kan weet vanmôre dat U in my belangstel, my besondere omstandighede, my unieke mens wees. Here, dat U kom en vir my kom sê, Heinrich, ek wil met jou 'n pad van genesing loop. En dat ek dan Here Jesus ook kan weet dat U nie vir my wil laat skuldig voel, wil laat afbreek en wat sleg maak oor alles wat ek verkeerd gedoen het in die lewe nie, maar dat U vir my wil help om die lewe wat U vir my bedoel het, om dit te leef. Dankie daarvoor. En dankie dan, Vader, dat ek mag getuig van U groot dinge wat U in my lewe gedoen het. Help ons om elke dag vanuit hierdie genade te leef, sodat U koninkryk gebou kan word. Ek bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Dink 'n bietjie na, wat het jy hierdie naweek en vanoggend in die woord van die Here gehoor vir jou persoonlik, vir jou omstandighede en vir jou roeping as sy kind. Geniet jou koffie, geniet jou week, ons gesels Vrydag weer. Mooi loop.